Voorsitter, beoordelaars, dames en here. Onkruid het 'n vreemde talent. Jy kan dit ignoreer vir 'n week en skielik lyk jou netjie se tuin soos 'n oerwoud. Jy het niks verkeerd gedoen nie, jy het net niks gedoen nie. En presies so werk onkruid ook in taal. Ek is van mening dat die teenwoordigheid van onkruid in Afrikaans nie beteken die taal gaan sterf nie. In my toespraak wil ek nie vingers wys nie, maar ek wil eerder saam lag, saam dink en dalk 'n paar handskoene aantrek om die indringers vas te vat. Kom ons begin by 'n nuwe, baie ywerige tuinhelper, kunsmatige intelligensie. Programme soos ChatGPT, Copilot en Gemini is ongelooflik nuttig. Hulle gee vinnige antwoorde wat mooi klink, met selfvertroue wat selfs 'n professor sou beny. Die probleem hiermee is, al klink die antwoorde slim, kan kunsmatige intelligensie goed opmaak. Soos byvoorbeeld, op 6 April 1652 praat huisgenoot met meneer van Riebeeck oor hoe Gemini hom gehelp het met sy mees onlangste reise. Ons kry dan verwysings na studies wat nooit bestaan het, skrywers wat niemand ken nie, en bronne wat so fiktief is soos 'n juffrou wat 'n lewe het en nie elke naweek die omroeper by atletiekbyeenkomste is nie. Dis nie kwaadwillig nie, dis net onkruid inligting. As ons nie oplet nie, begin ons dit herhaal en voor ons weet, raak ons eie taal vaag en generies. In die Johannesburgse Strekshof het regter R.M. Chatham in Parker teen Forsyth op 29 Junie 2023 beslis dat die prokureur beboet moet word vir die gebruik van fiktiewe sake wat hy aangehaal het wat hy op ChatGPT bekom het. Praat van slim van sy baas. Dan is daar natuurlik sosiale media, waar taal onder groot druk is. Alles moet kort en vinnig wees, en so word sinne gehalveer en woorde afgekort. Jong mense gebruik gereeld letters in plaas van vol woorde, BRB, LOL, IDK. Maar dit beteken dat julle gesprekke sonder 'n enkele volsin geskied. Sonder 'n ryk woordeskat raak ons denke ook eenvoudiger. Laila Abadi, 'n taalkundige by die Department of Foreign Language and Education, Iran University of Science and Technology, het 'n studie gepubliseer op 31 Mei 2023, waar sy benadruk hoe 'n goeie woordeskat jou kommunikasie vermoë bevorder en jou help om kritiese denke te ontwikkel. Dit is immers die boublokke van gedagtes en idees. 'n Beperkte of verkorte woordeskat kan die manier hoe ons dink en redeneer beperk. Goeie woordeskat, is dit jou geheime vuurwapen wanneer jy aan jou ma moet verduidelik hoekom haar gunsteling sjokolade nie meer in die kas is nie. My laaste punt is goeie nuus. As daar onkruid is, beteken dit die grond is vrugbaar. Dit beteken daar is potensiaal. Die SAIK het onlangs 'n klomp Afrikaanse programme soos Sewende Laan, Pesela en Fokus verwyder, omdat hulle geglo het Afrikaans is nie meer so populêr nie. Maar in Oktober 2025 het die SAIK 'n studie gedoen oor watter TV-kanale, gratis en betaalde kanale, die mees winsgewendste is vir adverteerders. Verbruikers met die meeste koopkrag is die gesogste vir adverteerders. Hierdie studie het die 25 mees gekykte TV-kanale in die land ingesluit en die Afrikaanse betaalde kanaal Kyknet was 4de op hierdie lys. Selfs die openbare uitsaaier van ons land het besef wat 'n groot potensiaal daar in Afrikaans lê en dat Afrikaans hier is om te bly. Dames en here, ek sê steeds daar is onkruid in Afrikaans, maar dit is beslis nie die einde nie. Ons het gekyk na fiktiewe inligting van kunsmatige intelligensiebronne, afskeping van goeie taalgebruik en die wanpersepsie oor die impak van Afrikaans. Ek vra dus ten slotte die volgende vir ons ouers, onderwysers en mentors. Julle hoef nie streng tuiniers te wees nie, maar net teenwoordige tuiniers. Want aan die einde van die dag gaan dit nie oor perfeksie nie, dit gaan oor aandag. Want waar daar aandag is, groei daar nie net onkruid nie, daar groei ook iets mooi.